Goeienaand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Na aangeleentheid van 'n ding wat nou vanmiddag vir my pad gekom het. Mense het 'n probleem met die groot doop. Hulle sê nee, dis nie nodig nie en hulle gunsteling go-to vers kom uit Efesiërs 2 vanaf vers 8 wat lees. Ons lees uit die King James. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. En dan hou hulle op om te lees. Want ons het gehoor wat ons ore streel, en ons het gehoor, ons het nou, niks verder te doen nie, ons moet net gou geglo, en as ons nou geglo het, en ons het nou bely, en ons het nou probeer, en dan is ons nou gered. Ongelukkig lees hulle nie die volgende teksvers nie. En hulle reken, seker ook nie dat dit sal nodig wees nie, maar in elk geval, kom ons kyk wat sê dan. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So in ander woorde, as jy gered word deur die genadegawe, dan verwag God van jou dat jy sekere werke gaan doen. Jy gaan sekere dinge doen. Jy gaan optree op 'n sekere manier. En die eerste ding wat jy gaan doen is om gehoorsaam te wees aan sy woord. In die openbaring wat God gegee het oor die reddingsplan, the plan of salvation for mankind. Engels, ek lees Engels, ekskuus tog, as ek so 'n bietjie meng. So, ons sien hierso, dat ons word gered deur genade, dit is die gawe van God, maar dat ons gered word om sekere dinge te vervul, wat God voor die tyd vir ons daar gestel het, om in te lewe. En hiervan is die doop een. En kom ons lees gou wat sê Hebreërs 6 vanaf die eerste vers. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith towards God. Tweede vers, of the doctrines of baptisms, meervoud, né? And of laying on of hands, and of the resurrection of the dead, and of eternal judgment. Daar is die basiese, Christus Jesus is die hoeksteen, daar is die basiese fundament van Christelike geloof. Ons het gelees, repentance, van dooie werke, geloof, die baptisms, die doope, een met die water, die onderdompelingsdoop, en die ander doop, die doop van die Heilige Gees. En dan van die opstanding van die dode, en van die ewige oordeel. Dis die fundament. Hoeksteen Christus met hierdie fundament. As ons gaan kyk na hoe Paulus vir ons verduidelik wat die doop is, en dit is nogal belangrik, dan gaan sommer gou hierso in die 53 krap, ek wil dit gou sommer vir jou wys ook. Maar julle Bybel, waar dit oor die doop gaan, is so ingekleed met 'n ligblou. Dis 'n tema wat ek deur die hele Bybel gevat het, en al die teksverse bymekaar gebring het, en. Hoor mooi wat sê Paulus van die doop. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dan dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Paulus vergelyk die doop, die groot doop, die onderdompelingsdoop, met die kruis. Hy sê, kom na die doopbad en kom sterf saam met Christus, sodat jy kan opgewek word in 'n nuwe lewe, in 'n nuwe manier van wandel, van dink, nuwe manier van alles doen. Ons kan nie meer aangaan om te stry en te beklei oor die fundamente, die basiese beginsels van die Christelike geloof nie. Daar is hoeveel mense wat eerlikwaar die hemel gaan misloop. Weet jy al wat die Here Jesus gaan doen? Al wat hy gaan doen, hy gaan jou een vraag vra.
Die groot doop, is dit van God of is dit van die mens? Dieselfde, hy gee dit vir jou. Hy vra dit vir die fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. Hy vra dit vir hulle. Hulle redeneer as ons sê van die mens, dan gaan ons doodgemaak word, want almal weet Johannes was 'n profeet. Sê ons van God, gaan hy vir ons vra, hoekom het julle dit nie toegepas in julle lewe nie? Dis al wat hy jou gaan vra. Van waar is die groot doop? Is dit van my of is dit van die mense? Wat gaan jy hom antwoord? Ag Here, my dominee, my pastoor, my priester, my vader, wat dit ook al is, my apostel, my profeet, is vandag mos baie fancy titels, né? Maar het vir my gesê, dis nie nodig nie, dis 'n werk. Nee, dit is geloof. Die doop sluit by geloof aan. Jy glo in Christus se sterwe vir jou sondes. Jy glo in sy opstanding. Daarom laat jy jou doop, sodat jy kan sterf. Jou vlees met sy begeerte kan sterwe en 'n nuwe skepping in Christus Jesus opgewek kan word, wat die Here behaag. Ons kan nie meer langer verdeeld staan nie. Ons moet lees wat sê die skrif, en ons moet verstaan wat sê die skrif, en ons moet gaan vra, ons moet gaan stoei en gaan beklei, om te kyk dat ons in die waarheid is. Alles seën en voorspoed, mag die Here julle ryklik seën. In Jesus naam. Halleluja.